Is het geëscaleerd of geprofiteerd? Goedemorgen gemeente. Baie welkom op hierdie goederigsoggend vanoggend. Ook hier in die erediens en kom ons begin dan door ons vertrek met ons goeders van die
ons by die gebedsmoment weer 'n bietjie fokus op die jeug. En ek weet ons het die afgelope tyd so 'n paar keer al vir ons jeug gebid. Ook redelik onlangs met die eksamentyd, maar vandag wil ons so 'n bietjie meer in die algemeen dan ook vir ons land se jeug in die algemeen bid. En ek het sommer net so gekyk, wat is van die uitdagings wat ons jeug vandag in ons land ervaar. En ek wil sê ons jeug in ons land, en luister mooi na my woorde, want ek dink ons moet nie hier wil kom differentieer en sê hierdie jeug en daardie jeug en wat ook al nie. Ons praat van ons jeug in ons land, wat sê dat die jeug ervaar multidimensionele, en ek self die woord uitspreek, uitdagings in ons land. Daar is struikelblokke wat insluit hoë werkloosheidskoers, geweldsmisdaad, onderwys uitdagings, ek dink almal van daaroor ook getuig, baie mense brek aan voldoende vaardigheidsontwikkeling om by die moderne ekonomie aan te pas. Ekonomiese uitdagings soos hoë werkloosheid, daar word geraam dat tussen 46 en 60% van mense onder die ouderdom van 35 sukkel om werk te kry. Armoede, meer as 60% van Suid-Afrikaanse kinders en jeugdiges groei op in armoede, wat toegang tot basiese behoeftes soos voedsame kos en vervoer beperk. Die gehalte van onderwys, weet ons, is kommerwekkend in ons land, lei tot swak geletterdheids- en syfervaardighede by jong mense, beperkte tersiêre geleenthede, en dan sosiale probleme, misdaad en bendes. Ons besef hoeveel kinders sterf in bendegeweld, onskuldige kinders wat net in 'n straat loop en dan word hulle deur bendelede sommer net doodgeskiet. Nie doelbewus nie, maar hulle is dan ongelukkig op die verkeerde tyd op die verkeerde plek. Maar aan die ander kant word baie jeugdiges ook by bende betrokkenheid ingetrek. Selfs baie jong kinders word daarby ingetrek. Dan substansmisbruik, soos dwelms en alkohol, en ek dink daarvan kan ons ook getuig. Miskien is daar baie van die wat ook iemand ken wat aan een of ander middel afhanklik is en verslaaf is, en ek het ook met sulke persone te doen gekry, jong mense wat daarbij betrokken is, en wat sy uitdagings het is, dat hulle daarvan ontslaap kan raak, en wat sy uitdagings dit ook op die gesinne plaas, hoe dat jong mense eintlik hulle ouers totaal en al uitroei, net om geld te kry, om hulle dwelmafhanklikheid te kan voed. En dit alles lei tot geestesgesondheid by jong mense, hoë stresvlakke, angs, depressie. Ek het onlangs verwys na twee baie jong kinders wat gevoel dat die lewe net vir hulle te swaar geword het. En so sou ons seker kon aangaan om al die probleme uit te lig. Maar ek het ook vir twee jong mense gevra, wat sou hulle sê is die uitdagings waarmee hulle, of wat hulle dink, jong mense in die algemeen ook in ons land mee te doen kry, en ek wil dan hierdie boodskappe vir julle lees, net soos wat ek dit hier gekry het. Dit is 'n paar punte waaraan ek gedink het. Deesdae word baie minder tieners groot in Christen gesinne, en in skole word dan nie eintlik meer oor God gepraat nie. So bid asseblief dat meer tieners blootgestel word aan die Bybel en aan God. Sal julle asseblief bid dat tieners wie Christene is, vir Jesus ook bekend sal maak vir hulle vriende, en dat hulle goeie getuies sal wees. Ek dink tieners spandeer baie tyd op sosiale media wat vir Christendom baie onaantreklik laat lyk, en daarom het julle goeie
of het 'n goeie Christen voorbeelde en maats nodig. Bid asseblief vir baie tieners wat met hulle geestesgesondheid sukkel. So jy hoor daar dat dit is iemand uit ons gemeente, uit 'n kleinkind wat ook daarvan sê, en praat van tieners wat met geestesgesondheid sukkel. Bid asseblief dat vandag se jeug sal verstaan hoeveel hulle vir Jesus nodig het. En dan van iemand anders af, hier is 'n paar gedagtes wat ek aan gedink het. Ek dink die jeug beleef 'n norm van kerkloosheid. Baie van die jeug woon nie meer eredienste by nie, het nie 'n verhouding met die Here nie, of glo glad nie in God nie. Iets soos 'n ateïs kultuur. Ek voel die jeug word groot in vaderlose huise, waar die paas afwesig is, of nie as hulle gesin se priesters optree nie, en dat die ouers nie meer hulle kinders lei op die Here se pad nie. Die ouers leer nie meer hulle kinders van die Bybel of die Here nie, en ek dink dit het 'n groot impak op ons jeug. Ek dink ook dat ons maklik toegang het tot verskeie dinge, soos vibes, pornografie, vandag baie makliker toeganklik vir enige iemand as wat dit van tevore was. En dan, hierdie was vir my ook interessant, dat ons voel ons moet te veel dinge doen om by te hou met die wilde pas van vooruit beweeg. En maak het maklik om dinge so stiltyd of familie af te skeer. So ek sal hoor, as ek weer sê, ons weer, het alle uitdagings wat hulle die hoof moet bied. En baie keer, dink ek het ons as ouers en grootouers daar ook 'n groot rol daarin te speel. Ek dink dat die laaste punt wat ek hier genoem het, tyd van die persoon wat sê dat daar word soveel druk geplaas op jong mense en dat hulle op alle gebiede moet presteer. So kom ons bid vandag vir ons jeug in ons land. Ons bid vir die uitdagings. U het dit alles gehoor en miskien is dit heeltemal te veel om te onthou, want dalk is daar 'n spesifieke iets wat u onthou wat ek genoem het. Bid dan daarvoor en kom ons vra die Here om ook in ons land se jeug betrokke te wees en ook vir ons as ouers en grootouers lei om 'n voorbeeld te wees van ware Christen ouers. En graag geleentheid vir gebed. Here, miskien voel ons dikwels baie veilig in ons huise en in ons omgewings en voel ons dalk ver verwyder van uitdagings wat ander mense moet beleef. Dalk voel ons baie ver verwyder van uitdagings wat grootste gedeelte van ons land se jeug moet beleef. En ons kan dalk vandag baie maklik met allerlei aantuigings kom en beskuldigings en vingerwysings. Ons kan dalk vandag wel sê, maar dis nie ons probleem nie, ons kan niks daaraan doen nie. Ons kan nie iets aan die werkloosheidssyfer doen nie, ons kan niks aan die swak onderwysstelsel doen nie, ons kan niks aan ander mense se misbruik doen nie. Dan is dit vir ons gerieflik om onsself te verontskuldig. Miskien roep u vandag ook vir ons as gemeente of individue in die gemeente om daadwerklik leiding te neem in projekte of aksies om ook 'n aspek rondom die uitdagings wat ons jeug bied, iets daaraan te doen. Ons hoor van uitdagings wat iemand so uit ons eie geleedere noem.
uitdagings van 'n aangeloosheid teenoor Christus, teenoor godsdienst, teenoor U as die lewende God. So van uitdagings van gesinne waar ouers nie altyd betrokke is en waar vader vergeet dikwels ontbreek, waar die omstandighede ook al mag wees. Ons hoor van uitdagings rondom tyd en druk wat op mense geplaas word, wat op kinders geplaas word. Soveel druk dat al hoe meer jong mense, tieners, op 'n al hoe jonger ouderdom voel dat die lewe vir hulle net te veel word. Mag hierdie jeugdag, Dinsdag nie vir ons maar sommer net 'n vakansiedag wees nie. Mag ons miskien Dinsdagoggend as ons wakker word aan ons jeug, in ons land. Mag ons miskien Dinsdag in 'n besonder bid vir ons jeug. Mag ons ook bid vir ons eie betrokkenheid by die jeug in ons land. Mag elke ouer opnuut bid vir genade om so ouers te wees dat dit U sal behaag. Mag elke groot ouer bid dat hulle vir hulle kleinkinders of agterkleinkinders so voorbeeld sal stel. Dat hulle kleinkinders ook sal begeer om U te volg. Here, ek weet, veral groot ouers kan soms baie sterk oorkom na hulle kleinkinders en juist hulle kleinkinders wegstoot. So leer ons om so saam as families te leef, dat ons ook daardeur U koninkryk sal uitwerk. Seën ons jeug, Here, seën ons land. Mag ons U vrede en U genade beleef. Amen. Kom ons sing in die Heiligste asseblief.
is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit, en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige sorg. Amen. Gemeente, ek groet u dan ook vanoggend in die Almagtige God se naam. Genade en vrede vir julle van God die Vader, aan wie se liefde daar geen einde is nie. En genade en vrede vir julle van Jesus Christus. Hy het ons skuld gedra. En genade en vrede vir julle van die Heilige Gees. Hy maak ons elke dag nuut. Die Almagtige God groet ons vanoggend in sy genade en kom ons antwoord dan op daardie groet deur ook sy lof te besing in Lied 492. Ons lof
vreugde vir U gee, omdat U alles vir ons gee. Ons het ook in hierdie oggend alreeds ervaar, hoe dat U ons seën met 'n groot uit die hemel uit. En dankie dat ons in dankbaarheid daarop kan reageer. En ons lof aan U met ons hele lewe, ook met ons offergawe. Amen. Kom ons staan net so vir 'n oomblik stil by die familienuus. Dinsdag is dan 'n openbare vakansiedag, so let maar net asseblief daarop dat daar geen erediens by Wilkers Aftrek-oord is nie. Ek weet daar is gedurig weer verwarring by Wilkers Aftrek-oord oor dienste en niemand sal weet hoe kom nie. Ek dink ek weet hoe kom en daar's een persoon wat baie keer verwarring veroorsaak, maar asseblief almal wat hier in Wilkers Aftrek-oord is en almal wat kyk na die diens, daar is geen diens vanoggend, Dinsdagoggend by Wilkers Aftrek-oord nie. En versprei maar die boodskap. So ek hoop nie mense gaan weer vir my boodskappe sê, is daar nou 'n diens by Aftrek-oord by Wilkers of nie? Daar is nie. Sal jy asseblief daar die boodskap mooi oordra. So dan Woensdag gaan alles normaal voor, dan is die vakansie verby en die lang naweek verby. So senior Bybelstudie en aksie omgee gaan aan, ook by Wille Universiteit die Bybelstudie, 11:15. En dan donderdagoggend gebedsbijeenkoms hier in die kerkgebou en die tema is Geslote Kerk. Die sal ook op die bassin sien dat daar ietsie daar rondom is en die audiostukke dink ek is dan ook by die Here beskikbaar as iemand dit graag wil gebruik. En enigeen is welkom om hierdie geleentheid by te woon van 10:00 die oggend tot 12:30 hier in die kerkgebou. As iemand weer navraag rondom dit wil hê, kan julle gerus met Wessel of met Dani Bernardo gesels. Let net daarop dat die kerkkantoor en al die fasiliteite môre gesluit is. Die DVK voorsitter was so goed geweest om te sê, personeel kan ook 'n bietjie lang maar weer hou. En baie dankie, Elge. Al was dit maar versoek geweest. Goed, so môre is alles hier by die kerk toe. Maar as daar nood in 'n krisis is, asseblief, dan weet die enige tyd is een van ons doen ons altyd beskikbaar. Dan die senior wegprojek by Weesgerus van die 23ste tot die 28ste Augustus. As ek my getalle reg het, is daar nog een kamer beskikbaar, so as daar iemand is wat nog wil bespreek, en dit baie vinnig. As daar nou meer as een kamerse persoon is wat bespreek, dan sal ons 'n plan maak, dan sal daar nog plekke beskikbaar wees, so asseblief, as jy graag wil saamgaan, weet my, so gou as moontlik. En dan ons gebedslys, ons wil graag weer daarby stil staan. Oom Johan van Rensburg is nog baie ernstig siek, die na gister my boodskap gestuur dat hy begin om sy oop te maak, maar nog nie regtig wakker geword, ek sien die oggend vir Tina hier nie. So maar kom ons bid vir hulle, asseblief. Vera was weer in die hospitaal, en sy is weer by die huis, en ja, al die name wat daar is mense wat regtig siek is, en wat ons gebedsondersteuning ook nodig het.
dan is een van ons werkers hier by die gemeente, Stefina, se ma oorlede. Ons het net gepraat oor die gebrekkige onderwys in ons land op baie gebiede. En daar was ons dan ook die gesondheidsstelsel kom baie vroeg. Stefina se ma het vir weke lank gewag vir 'n heupoperasie nadat sy haar heup gebreek het en in Polokwane in 'n hospitaal gelê en gewag en toe sy dan oorlede voordat sy daardie operasie kon kry. So kom ons bid ook vir Stefina en haar familie, vir die Here ook vir hulle sal vashou in hierdie hartseer tyd. Dan is daar ook goeie nuus en dit is ons verjaarsdag. Voordat ons daarby kom, nog 'n ander stuk goeie nuus. Ek het so 'n voeltjie oorvlieg dat ons ook 'n huweliksherdenking het. Ek dink vandag van Benny en Annette Potgieter is dit vandag. 49 jaar. So baie geluk ook vir julle met julle huweliksherdenking en mag die volgende 49 en so mooi wees. Soos die wat al verby is, baie geluk ook aan julle. Dan ons persoon 80 jaar en ouer, wat so op die vakansiedag verjaar, is my geerkind aan hierdie Smit, een van hulle dalk hier. Lyk my so nie, ons sê vir hulle ook baie geluk dan met hulle verjaarsdag. Is daar iemand anders in die gemeente wat in die week verjaar? Hoor iets, maar ek sien nie aan hand nie. Daar so is Enna verjaar, wanneer Enna? Woensdag, goed baie geluk. Ek sien ek daar aan die hand, maar het is so 'n bietjie donker daar, so ek kan nie maar sien wie dit is nie. Maar baie geluk, ek wil baie skerp ligte daar nog wat installeer, dat ek dan nie kan sien wie sit daar. So maar baie geluk dan daar met die verjaarsdag, wanneer? Dit was die 12de. Goed, so dit is nou net so 'n bietjie verby, maar ons sê dan baie geluk. Oos daarvoor en oom Anton die 10de, oom was ook nie verlede. Die mense wat eerdienste slip, maar ons sal genadig wees, die seker werking wees, die Here se genade is ook afgegee. So, oom Anton, baie geluk ook met die verjaarsdag van die vriende. Nog iemand? Ek het verlede jaar iets laat sit. Die Here se genade is eindeloos van die enige ander huweliksherdenkings? Goed. Dan gaan ek kers aansteek vir die verjaarsdag en dan gee ek aan my deurganger. Kan julle almal my? Jo, ek dink julle kan my hoor. Ek vir die bure kan my hoor. Dink ek nou vir julle beter. Ek kan ook net vir julle sê ek het Vrydag gery om te kyk vir 'n nuwe mikrofoon en toe toets hulle die mikrofoon en sê hulle is absoluut niks fout met hom nie. Behalwe dat hulle op die kragbron kan wees, maar vanoggend dink ek nou weer vir myself beter. So miskien wel een keer uitstapie gehad het. Dis al wat nodig was. Maar dit, ek wil vra dat die kinders vorentoe kom en dan is ons so geleentheid gee dat julle almal mekaar groet terwyl hulle vorentoe kom.
ideaal is. Dan die mense was die oor agter die woonsirkel maak. Goed, dan kan julle vir hier voor my kom sit, want vandag het julle iets wys. Vandag gaan ek julle wys. Julle is die eerste kinders wat hier is, kan nie glo. Dit is nie iets wat so belangrijk is. Ek gaan vir julle wys hoe ek vandag pen kan verdwijn. Glo julle my. Okay, goed, kan jy sien? Kijk jy, ook die pen van verdwijn. Dit is so inside man ook wat die voor my sit. Kijk jy reg? Kom wat verdwijn is reg. Ek is nie goed met hierdie. Omdat kyk so vir die pen, dit is my aan. So, gelukkig is wat ek vir julle sê, nog steeds waar. Het jy lepel gebreek? Sure, jy moet nie lepels breek, dis verskriklik. Maar vandag gaan ons ietsie lees wat vir ons gaan sê dat ons na die regte dinge moet kyk. So ons moet ons oë op die regte plek gefokus hou. Soos wat jy nou net weet, ek is in die moeilikheid. Dan net vir julle sê, ek het myself in die lepels. Want vanoggend by die huis, toe oefen ek nou hierdie, en ek sê die pen so, en toe wens jy heel toe dat ek na die huis uitgaan, en ek sê die pen. En ek het my matta, ek het nou die pen verloor, want ek aan het pen, want ek net al so het. En vanoggend toe ek nou hier so in die consistorie sit, en toe sit hierdie sister ook nou nog daar so, toe sê die hierdie vir my, is daar rede om jy pen achter die? So ek weet nie wat klaar, maar goed. Dit is wat ons vandag doen, as ons nou Bybel lees en gaan vra, dat ons ons oor op die regte plek gefokus moet hou. En kyk, dit is wat jy nou net gedoen het. En jy ook gedoen het, maar jy het sommer geweet waar jy oor moet doen. Maar vir hierdie keer van ons wil ek sê, Here Jesus, baie dankie, dat U by ons is. Help ons om elke dag U raak te sien. In Jesus naam. Amen. Julle gelaai kry. Dankie dat julle my preek gespoor het. En dankie vir jou aandeel wat daar probeer. Ons sal net die middel kyk. Ons gaan vanoggend lees uit Lukas 17 uit. Lukas 17 vanaf vers 20. Ek dink dit is 'n gedeelte wat baie van ons al waarskynlik gelees het en wat dalk vir baie van ons ook die benoudheid en angs veroorsaak het. Voordat ek enigiets oor die teks sê, voordat ons enigiets lees, kom ons bid ook saam in die hand van die Onse Vader wat Robert vir ons sal voorgaan. La
het gedink aan vanoggend se skrifgedeelte vir 2 redes. Die een is dat ons nou hier in Koninkrykstyd is en dat hierdie teksgedeelte juist iets sê oor God se Koninkryk. Maar dit kom vanuit 'n gesprek wat ek so 2 weke terug gehad het met 'n man toe ek by Celsie was en ek was daar en gesit en hy was hier op die sisteem besig. En natuurlik soos wat hy op die sisteem besig is, sien hy baie van my persoonlike inligting, een daarvan dat ek 'n predikant is. En vanuit dit vra hy die vraag, jy weet, aangesien ek nou die Here ken en 'n pad met die Here stap, wat dink ek nou van al hierdie dinge wat in die wêreld gebeur? En wat dink ek van al hierdie voorspellings wat mense maak oor die einde van die tyd? Is dit nou aan die gebeur? En ek het vanuit hierdie baie goeie gesprek met die man gehad, maar in die gesprek het ek ook besef dat hierdie waarskynlik 'n baie relevante vrees is by mense vandag. Want ek self sien ook baie video's en baie pastore en profete en apostels en ek weet nie wat se titel jy nog wil bysit nie. Wat nou sê jy, maar as jy nou kyk na hierdie tekens, dan weet jy, die tyd is nou hier naby, jy moet nou gereed wees, want die tyd is op pad en kom. En dit is 'n gesprek wat volop is. En dit is nie 'n gesprek wat kom uit 'n plek van hoop of 'n plek van blydskap nie. Dit is 'n gesprek wat kom uit 'n plek van vrees. Wat as hierdie nou gebeur? Wat as ek nie gereed is nie? Wat as die persoon nie gereed is nie? Wat dan? Gaan ons regtig al hierdie dinge moet deel? Is daar nou 'n wegraping, is daar nou meer wegraping? Gaan Christene hier beleef, gaan hulle dit nie beleef? En solank as wat die Christendom bestaan, is daar al mense wat juist hierdie tipe voorspellings maak. Ek dink een van die bekendstes is miskien Nostradamus wat geleef het en klomp voorspellings wat klomp dinge gemaak het, en sluit in die einde van die tyd. Interessant genoeg, het selfs Isaac Newton in sy vrye tyd probeer om voorspellings te maak vanuit sy persoonlike Bybelstudie oor wanneer die wêreld tot 'n einde kom. Terloops, sy gedagte was dat dit in 2060 sou gebeur en dat dit nie 'n volle einde van die wêreld sou wees nie, maar dat daar een of ander politiese skuif sou word wat Christus sentraal sou staan. Maar solank as wat die mensdom daar is, maak ons hierdie voorspellings. En dikwels weer eens uit 'n plek van vrees en benoudheid oor wat kom. En ek moet tog net seker maak ek is reg vir wat kom. Ons sien ook hierdie mense wat ons noem doomsday preppers, wat vir hulle klomp verskillende blikkies kos ernstig in 'n banker bymekaar gemaak het, dat as die top op die venster uit en hulle daar by die kant van wegkry, en dan vir 'n jaar of 2 kos sal hê, en dan sien hulle ook weer die Sondag. Met dit wil ek 'n gedeelte lees, dan uit Matteus 17 vanaf vers 20, wat iets sê oor die Koninkryk van God, en die koms daarvan, en dit begin met 'n gesprek met die Fariseërs. En voor ek lees, sê dan dat die Fariseërs self ook 2 verskillende sienings gehad het oor die koms van die Koninkryk van God. Die een was 'n politiese koms van die Koninkryk van God, 'n koning soos Dawid wat sou kom en die Israeliete sou bevry van dit ook as 'n aardse mag oor hulle in beheer was. En die ander ene was meer in lyn met 'n boek soos Daniël, en dit was hierdie idee van 'n apokaliptiese koms van God se Koninkryk. Die seun van die mens wat uit die hemel uit sou neerdal en so 'n einde sou maak aan alle boosheid reg oor die wêreld. En daar was so 'n bietjie van 'n spanning onder hulle hieroor. En dit is moontlik dat die Fariseërs van ook hierdie vraag nou aan Jesus kom vra het, vanuit 'n plek dat hulle hom eintlik wou vasvang. Moontlik aan die politieke kant, dat hy sou sê, maar dit sou nou kom, en dat dan 'n uitspraak sou wees teenoor die Romeinse ryk en die aardse ryk in hierdie tyd was. En so lees ek dan Lukas 17 vanaf vers 20 wat sê: Toe die Fariseërs vir Jesus vra wanneer die Koninkryk van God dan kom, het hy hulle geantwoord: Die koms van die Koninkryk van God kan nie voortekens bereken word nie. Hulle sal nie kan sê, kyk, hier is dit, of daar is dit nie. Want die Koninkryk van God is hier by julle, soos wat die 2020 vertaling in die Grieks meer sê, die Koninkryk van God is in julle midde. Daarna sê hy vir die disippels: Daar sal daar
kom, wanneer julle daarna sal verlang, om net een van die dae van die Seun van die Mens te sien. Maar julle sal dit nie sien nie. Hulle sal wel vir julle sê, kyk, daar is hy, of kyk, hier is hy, maar moenie gaan nie, en moenie agter hulle aanloop nie. Soos die weerlig wat uitslaan, die hele ligruim van die een kant tot die ander kant verlig, so sal die Seun van die Mens kom, as die dag van sy koms daar is. Maar eers moet hy baie ly, en deur die mense van hierdie tyd verwerp word. Net soos dit in die tyd van Noag gegaan het, so sal dit ook gaan in die tyd van die Seun van die Mens. Hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink, en getrou, en tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en dit tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Toe kom die sondevloed, en dit het hulle almal uitgerus. In die tyd van Lot het dit net so gegaan. Hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink, gekoop en verkoop, geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot Sodom verlaat het vuur en swaal uit die hemel gereën, en dit het almal uitgerus. Net so sal dit ook gaan op die dag wanneer die Seun van die Mens verskyn. Dan moet die man wat op die dakstoep sit, nie ingaan om sy besittings in die huis te gryp nie. Net so moet ook die man wat op die land is, nie omdraai huis toe nie. Onthou wat met die vrou van Lot gebeur het. Elkeen wat sy lewe probeer behou, sal dit verloor, maar elkeen wat dit verloor, sal dit behou. Ek sê vir julle, dan sal twee mense op een bed slaap, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Twee vroue sal die koring maal, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Toe vra hulle hom, waar, Here? Hy sê vir hulle, waar aas lê, daar sal aasvoëls ook by mekaar kom. Ons lees dit so ver. Nou, ek het hierdie gedeelte vir julle gelees, en ek voel ek hoef nie enigiets verder te sê, want al ons vrese is nou weg oor die einde van die tyd natuurlijk. Want wat vrees aan jare oor hierdie diensgedeelte? Nee, ek sê dit sommer so dominietjies. Nou, hierdie gedeelte is eintlik 'n baie gelaaide gedeelte, veral die tweede gedeelte. Daar is baie verskillende maniere hoe jy ook hierdie gedeelte kan lees en interpreteer. En ek wil juist nie te veel daaroor praat nie, want Jesus is eintlik besig met iets baie spesifiek hier. En as ons nou in 'n diep interpretasie ingaan, mis ons dit wat eintlik op die oppervlak vir ons sigbaar is. En dit kom neer op die vraag van die Fariseërs vir Jesus kom vra. Hulle vra vir hom, maar wanneer kom die koninkryk van God? En Jesus se antwoord staan op verskillende vlakke. En Fariseërs se antwoord, die koninkryk van God is in julle midde. Hier binne is daar selfs ook 4 verskillende interpretasies onder geleerdes oor wat sê Jesus, wat bedoel hy as hy sê die koninkryk van God is in julle midde. Maar die mees aanvaarde interpretasie is dat Jesus sê in sy aardse bediening, in sy teenwoordigheid hier op aarde, in wat hy hier op aarde doen, is die koninkryk van God by die mens. Jesus is nie net die koning van die koninkryk nie, Jesus self is die verwesenliking van God se koninkryk. Hiermee gee hy ook 'n antwoord dat daar nie 'n sekere tyd en 'n uur is wat jy kan vasstel om te sê hier is die koninkryk nou nie. Jy kan nie voorspel in 2060 gaan hierdie gebeur of in 2045 gaan hierdie gebeur nie. Want hy sê hier in my teenwoordigheid sien julle reeds die koninkryk van God. Daar's 'n spanning van jy sien dit maar is ook nie ten volle hier nie, maar tog is dit hier in julle midde. Maar van hier af het Jesus dan 'n gesprek met sy disippels wat uitbou op hierdie gedagte. En hy sê vir hulle, maar daar sal 'n tyd kom wat julle sal verlang daarna om net een van hierdie dae van die Seun van die Mens te sien. En hy sê verder, daar sal mense onder julle wees. Hierdie klink nogal baie relevant. Daar sal mense onder julle wees wat sê, kyk hier is hy, of kyk daar is hy. Kyk, die koninkryk van God is aan die kom, of dit is hier. Kyk, hier is Christus. En hy
hy sê, moenie agter hulle aanloop nie. Moenie luister na hierdie voorspellings nie, want jy kan nie dit voorspel nie. Jy kan nie vooruit beplan of voorspel wanneer die seun van die mens sal kom nie. Dit is nie aan 'n tyd verbonde soos wat ons dit so wil verstaan nie. Daar's iets van 'n misterie in dit. En dan gebruik hy 'n vergelyking van katastrofes wat in die Ou Testament gebeur het. Hy vertel van Noag en van die sondevloed. Maar sy fokus is nie op wat veroorsaak het dat dit gebeur nie. Sy fokus is nie op wat Noag gedoen het of wat die uiteindelike ramp was nie. Sy fokus is op waar was die mense se fokus? Waar het hulle oë gehou? Hulle het geëet en gedrink en gedrink. Hulle het net hulle alledaagse lewe geleef en dit is waarop hulle fokus was. Dit was wat vir hulle belangrik was. Oor wat hulle moet weet en wat hulle moet dink en of hulle gaan trek. En so vertel hy na dit die verhaal van Lot en van Sodom en Gomorra. En weer eens is die fokus nie op die sonde wat hierdie mense gepleeg het of wat hulle verkeerd gedoen het wat gelei het tot op hierdie oomblik nie. Sy fokus is op die dinge waarmee hulle besig was. Net so het hulle ook geëet en gedrink. Hulle het gekyk wat se landerye hulle wil koop, wat se geboue hulle wil verkoop. Hulle was so besig met aardse dinge dat hulle koninkryk van God en sy teenwoordigheid gemis het. Hulle was so besig om vas te probeer hou aan dit wat vir hulle belangrik is, dat hulle gemis het wat voor hulle oë gebeur was. En so gaan die teks dan verder en Jesus vertel van hierdie man wat op sy dak staan. En hier kom hierdie groot oomblik. En wat is sy advies? Moenie afgaan en probeer om al jou besittings vas te hou nie. Moenie probeer vashou aan dit wat jy het nie. Gaan. En dieselfde raad is daar vir die een wat in die landery besig is. Moenie huis toe hardloop en jou aardse besittings by mekaar probeer maak. Daar sal nie tyd wees daarvoor. En as hy sê daar sal nie tyd wees daarvoor, ek gaan dit weer oor, waar is jou fokus vandag? Is dit om jou besittings te beskerm? Of is jou fokus op die koninkryk van God? Op die teenwoordigheid van God vandag? En so kom dan die laaste gedeelte, wat seker die moeilikste is om te interpreteer, en ek gaan dit nie vir julle probeer doen nie, maar dan sê dit hierso van die een wat weggeneem word en die een wat agterbly. En dan eindig dit baie kripties met die disippels gevra maar waar, Here? En eerder as 'n direkte antwoord, sê hy vir hulle maar, daar waar die karkas is, daar sal die aasvos wees. Nou hierdie gedeelte ook sê eintlik in die Grieks, daar waar die liggaam is, daar sal die arende versamel. So dit maak dit net nog moeiliker om dit te verstaan. Gelukkig is dit nie waarmee ons vanoggend besig is nie. Want dan begin ons net soos die Fariseërs vra. Dan probeer ons nou hierdie gedeelte interpreteer, sodat ons kan vasstel, maar wanneer kom die seun van die mens nou? Waar is die aasvoëls op die arende? Waar is die liggaam? Wat is die liggaam? Wat is die lijk? Waaroor praat ons? En wat se landery moet ek wees en moet ek nie wees nie? Wil ek weggevat word of wil ek agterbly? Wat is eintlik beter of nie? Maar as ons al hierdie vrae vra, mis ons waarmee Jesus besig is. Want daar is twee dinge waarteen Jesus eintlik in hierdie gedeelte waarsku. Die eerste is, ons moet lewe vir God se koninkryk. Ons het net nou gesê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Maar sing ons dit en bid ons dit, maar dan is ons ook besig om te eet en te drink, en te trou, en te koop, en te verkoop. Is ons fokus ook op al hierdie aardse dinge, wat vir ons belangrik is. Is ons fokus daarop, om ons lewe, soos wat ons dit het, te bel.
Of is ons fokus daarom om elke dag as lewende offer voor God te leef? Is ons fokus daarop om die koninkryk van God sigbaar te maak in die manier hoe ons leef? Is ons fokus daarop om ook deur ons lewe en deur ons getuienis ander mense in God se koninkryk in te nooi? Is dit waarvoor ons lewe? Lewe ek vir God of lewe ek vir myself? As Christus vandag moet kom, gaan ek probeer om 'n klomp herinneringe of belangrike sentimentele dinge saam met my te vat? Of gaan ek in absolute leidskap sê, Here, hier is ek? Jesus sê die tweede ding wat ons juist nie moet doen nie, is om te probeer om die tekens van die tyd te lees, sodat ons kan vasstel of dit nou in 2030 of 2026 of 2060 gaan gebeur nie. Want dan is ons fokus ook nie op die koninkryk van God nie. Dan is ons fokus op, maar hoe kan ek seker maak, ek weet wanneer dit gebeur, dat ek toch net reg kan lewe wanneer dit gebeur. Vir ons as gelowiges hoor die dag en die datum en die tyd geensins belangrik te wees. Want net soos wat Jesus vir die Fariseërs sê hy eintlik ook vir ons, die koninkryk van God is in jou midde. Hoekom vooruit gaan soek vir die volle koms daarvan, wanneer jy nou al reeds daarin behoort te leef? Wanneer jy nie reg lewe, sodat jy eendag tot hemel toe kan gaan nie, maar waar jy nou God se teenwoordigheid soek, waar jy nou reeds in sy genade leef, waar die volle koms van Christus, soos vir Paulus, vir ons iets moet wees wat ons ten volle gelukkig maak. Waar die lewe Christus is, en selfs die dood is. Waar ons nie moet probeer interpreteer of ek saamgeneem of agtergelaat moet word of wat ook al nie, maar waar ek myself veilig vind in die wete dat God se koninkryk ook hier vandag in my midde is. En dat ek my oë daarop moet hou, eerder as op my aardse besittings, eerder as die dinge waar ek bekommerd is, eerder as op die vrees oor wanneer kom my nou, of wanneer kom my nou nie. As mens hierdie kan opsom, wat Jesus vir die Fariseërs en vir sy disippels sê, is dit eintlik baie eenvoudig. Net soos in Matteus 6, sê Jesus vir hulle, soek allereers die koninkryk van God, en sy geregtigheid. En wat jy ook al nodig het dan, sal die Vader self voorsoek, want hy is jou hemelse Vader. Jesus kom bring ons juist weg vanuit al hierdie doemprofesieë. Hy kom bring ons weg van die vrees wat so diep binne ons harte leef, dat die wêreld eintlik besig is om van sy as af te val. Soos rondom ons kyk, sien ons net negatieve nuus. Of dit gaan oor die leer, of dit gaan oor oorloë, of dit gaan oor die gesondheidsbedryf, maak nie saak waar dit gaan nie, waar ook ons kyk, sien ons eintlik net vrees. Sien ons eintlik net onseker. En Jesus kom druk ons eintlik tot stilstand en sê, maar dis omdat jou fokus daarop is. Jou fokus is op alles wat kan verkeerd gaan. Of op alles wat verkeerd gegaan het. En terwyl jy daar besig is om op al hierdie dinge te fokus, loop jy eintlik verby my koninkryk sonder om dit raak te sien. Want my koninkryk is hier in jou midde. Ek is hier by jou. En omdat ek hier by jou is, waarvoor is jy dan bang? Hoekom is jy bang vir mense en sisteme en profesieë? As jy weet, ek is God en ek regeer. As jy weet, die koninkryk en die koning van hierdie koninkryk is hier by jou, waarom bang wees vir enigiets wat was en wat is en wat kom? Want God is reeds daar. En dan op die dag
wat sy koninkryk wel ten volle kom, is dit 'n oproep tot blydskap vir elkeen van ons. Nie een van vrees. En nog meer so is dit nie een wat enige van ons kan voorstel. Dit is nie een wat enige van ons kan verby. Maar dit is ook nie iets wat jy wil verby of voorstel. Want al wat jy het is vandag in hierdie oomblik. En in hierdie oomblik is sy koninkryk in jou midde. Is die Seun van God lewendig by jou. Is sy Heilige Gees besig om jou te lei, sodat jy deur sy genade deel kan hê in sy koninkryk en ook sy koninkryk kan sigbaar word. Ook ander mense kan innooi in sy koninkryk. En wat 'n voorreg is dit nie. Hoe wonderlik is dit nie, dat hy kies om ons te gebruik as verteenwoordigers van sy koninkryk. As 'n getuienis dat hy leef. As 'n getuienis dat hy weer kom. Hulle geleentheid gee vir stil gebed vanoggend. Die Here ken jou vrese en jou onsekerhede en jou betwyfeling. Maar laat hom toe om vandag vir te wys hoe sy koninkryk ook daar is. Hoe hy ook daar regeer. Hoe jy eintlik niks het om verband te wees. Want jou God is groter as die wêreld. Kom ons ons. Here Jesus, koning van alle konings. Soos in die dae van Noag en van Lot, is ons dikwels so besig om te eet en te drink en te koop en te verkoop. Ons is so dikwels besig om onsself die middelpunt van die skepping te maak. En dit kom belei ons vandag voor U. En ons bid, Here, kom pluk ons vanuit ons koninkryk uit. En maak ons bewus van U koninkryk. Gebruik ons om vir U koninkryk te lewe eerder as ons eie. Gebruik ons as 'n lewende getuienis dat U leef. Gebruik ons as 'n boodskap van hoop, van 'n blye evangelie, eerder as van 'n boodskap van vrees. Help ons om as gelowiges uit te sien na die volheid van U koninkryk. Eerder as daar verband te wees. Laat ons mense vertel van U koninkryk, nie uit 'n plek van vrees en angs nie, maar uit 'n plek van blydskap. Dat ons nie vir hulle vertel hoe vreeslik die alternatief is van U koninkryk nie, maar dat ons eerder vir hulle sal vertel van die blydskap van wat dit is om U kind te kan wees. Help ons om allereers U koninkryk te soek, in ons lewens, in ons land, in ons wêreld. Dit bid ons in U naam alleen. U Immanuel, God met ons. Amen.
die Hemelse Vader wat jou sy handewerk gemaak het in Christus Jesus, geskape vir die goeie werke wat hy lang tevore voorberei het, sodat jy daarin kan leef, jou vestig in nederigheid en liefde. En mag die seën van God, die almagtige Vader, Seun en Heilige Gees elke dag met jou wees en bly, sodat jy met blydskap jou roeping kan uitleef.